Ek gaan jou nooi om jou Bybel in jou hand vas te hou. En as jy nou die selfoon Bybel het, is ook reg. Dan weet jy, dis die woord van God. Amen. Dis die woord van God. En ek dank die Here dat ons as predikers baie duidelik weet en verstaan dat die woord van God kan in ons gebrokenheid of in ons onvermoë kan dit kragtig wees. Want dit bly God se woord. Amen. So as jy reg is, gaan ons vir mekaar sê, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Dis soms so belewenis om die boodskap te ken en te verstaan of die inhoud te weet as ons in die sangdiens is. En dan sê ek so getempteer en ek wil vir u sê, ek dink ons sanglysopsteller, en ek sal nou maar nie name noem nie, jy weet, het hierdie slag nou nogal het baie mooi reg gekry. En u sal nou verstaan hoekom. Want ek gaan eers inleidend, voordat ek nou met u praat oor 'n veilige droom, gaan ek u net herinner daaraan, dat as jy nog nie 'n boekmerkie het vir 2026 nie, maak asseblief seker jy kry ene, en kom in lyn met ons 2026, kan ek sê ons eerste 6 maande droom, en dit is dat jy is in staat om te droom. Jy is in staat om te droom, want kan ek vir jou sê, ek weet nie hoekom Margaret dit nou vanoggend sê nie, maar sy sê ek het nie laas nou gedroom nie. Toe wil ek sê, joh, dankie, ek het 'n jong vrou. Want iewers sê die Bybel, die ou mense gaan drome droom, nee. Goed, so as jy op watter vorm ook al, jy's in staat om te droom. Amen, punt klaar, nee. Goed, en soms is daar mos vir ons jong mense, ons kinders, hulle kry dit baie goed reg, hulle dagdrome. Nou, ons ken almal van dagdrome. Dis daai wat jy instorm en jy sê, ek gaan nou so maak en ek gaan hierdie doen, en dan het ons nog gelukkig nie 'n Afrikaanse goeie een nie, ons het 'n Engelse een wat sê, dream on, droom nou maar verder. Want dit is asof ons sommer klaar wil sê, hierdie droom gaan nie uitkom nie. Jy kan maar vir. Ek meen, die meeste vrouens droom van die volmaakte man, eendag as hulle trou. Hulle droom van die volmaakte man, en dan kry hulle net 'n man. So, kan ek jou help om te verstaan, daar's verskillende maniere en plekke om te droom. En drome word soms vertel, drome word soms uitgelê, drome word partykeer, jy weet, waargemaak of dit vind plaas, en dan kan jy sê, ek het gedroom, ek het gesien en dit het gebeur. En dan sê jy verstaan hoekom die teksvers op ons boekmerkie dan oor in staat om te droom, dat dit my droom is vir 2026, paas wat kan bid. En ons gaan ons nuwe jaar so bietjie kyk, ons liturgie van ons diens, ons verorde van ons diens, gaan ek sorg dat ons paas kry wat kom bid. En dit gaan nie net Cassie en Hendrik wees nie. So ek wil nou al vir al die ander paas sê, is nou nie baie van hulle op die oomblik nie. Maar ek weet hulle almal kan bid as dit moet bid, en wil bid, en gaan bid. Hoekom? Want ek dink daar's iets daarin, dat ons paas die jaar moet begin met gebed. En ek gaan jou uitnooi, saam met jou seuns, of saam met jou vriend of iemand, en dan gaan ons manne 'n bietjie 'n sessie of 'n seisoen van gebed betree. Terwyl ons gemeente gaan sing. Wie het vanoggend sangdiens geniet? Wie het gevoel dit doen daarom iets aan jou? Is lekker. En ja,
ek wil vir jou sê, dit is so nodig dat 'n gemeente moet kan sing. Maar ek dink is nodig dat paas kan bid. Nou ja, ek weet die ma's bid. Maar ek weet nie aldag of die paas bid nie. En ek bedoel nie, hulle het nie 'n gebedslewe, 'n binnekamer of iets nie. Ek wil daardeur eintlik vir hulle sê, ons gaan sigbaar, hoorbaar bid, dat die ou vyand kennis neem en sê, pas op vir Pleroma se manne. Dis manne van gebed. Dis manne wat kan saam staan in gebed. Goed, dit wil ek inleiding sê. Nou kan ek van die aankondiging tipe na die Bybel toe gaan. Nou, terwyl ons sing in die sangdiens, gaan jy nou vanoggend baie duidelik hoor, hoekom het Moses toe nou nie in die beloofde land ingegaan nie. Wat is dan nou die waarde of die betekenis daarvan? Julle onthou mos dat hy moes die rots aanspreek en nie slaan nie. Toe slaan hy die rots 2 maal, toe sê die Here vir hom, jy gaan nie in die beloofde land ingaan nie. So, daar's baie daaroor. En ek hoop vanoggend se boodskap gaan jou help om dit beter te verstaan. So, wat is 'n veilige droom of waarheen gaan ons as ons praat van 'n veilige droom? En nou wil my droom nie. Daar's goed. Kom ons lees saam. Volgende een, dankie. Okay, daai het ek hom weer, hy's weer myne. Ekskuus julle. Kobie, los jou vingers. Deuteronomium die 3de hoofstuk vers 23 tot 25. Kom ons lees dit saam met mekaar. Hy sê, ook het ek die Here in die tyd gesmeek en gesê, Here, Here, U het begin om U knegt, U grootheid en U sterke hand te laat sien. Want watter God is daar in die hemel en op die aarde, wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U. Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland en die Libanon. Nou ek weet julle is sonnaarskoolkinders en mense gewees en julle is Bybelmense, so ek vra so 'n bietjie te vergeefs as ek vir jou vra, wie smeek nou hier? Moses. Moses smeek God om in die beloofde land te kan ingaan. En dan doen hy dit ook baie nederig. Hy sê, ek is U diensknegt. Ek is nie 'n volmaakte mens nie, ek maak foute. En dan is hy besig om te sê oor hoe sterk is God, hoe beslis is God, en hoe kan God groot dinge doen wat geen mens kan weerstaan nie. En dan moet jy nou seker dink aan Farao en al die strydwaans en die soldate wat in die Rooi See verdrink het, en jy dink aan die manna en die kwartels, en jy dink aan die vuur en die vlamme by die berg Horeb, en jy dink aan hoe dat God die 10 plaae gegee het in Egipte. Nou kan ek vir jou opmerking maak, as jy jouself 'n guns wil bewys, as jy nou die 10 gebooie geleer ken het, leer ken ook die 10 plaae. Amen. Weet, want hoekom? Daar's soveel lewenskoers en rigting in die 10 plaae, dat dit net so geldig wil wees en net so kragtig wil inwerk in jou lewe as wat die 10 gebooie wil. So as jy dink die 10 gebooie is belangrik, maak 'n slaggie gou weer die 10 plaae ook belangrik. En jy gaan nou mooi sien hoekom ek dit sê. Kom ons lees eers Johannes die 3de hoofstuk vers 17. Dis 'n teksvers wat ek noem dit my Kersfees teksverse. Dis hierdie 25 Desember, die geboorte van Jesus teksverse. Hulle is oral in die Bybel. As jy Johannes 3 vers 16 ken, wie ken Johannes 3 vers 16?
Okay, goed. Dan gaan jy weet dat vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So, Here, hoekom kon Moses nie die beloofde land ingaan nie? Hoe kan een oortreding so erg gewees het? Is u dan nou so 'n regverdige, besliste God, dat net een foutjie is genoeg om my moeilikheid te laat kry? En as ek dit verder lees, dan het jy nodig om die 7de plaag te verstaan. En ek het dit nou maar vir jou daar geskryf, laat almal kan sê, ek weet wat is die 7de plaag. Dit was haalstene, né? Dit was 'n haalstorm gewees. Maar as jy die stukkie van die haalstene lees, dan verstaan jy dat daar is 'n vroegtydige weervoorspelling wat sê, hier gaan 'n haalstorm kom, gaan haal al die diere van die veld af en bring al julle seuns en julle dogters van die skool af terug huis toe, sodat hulle veilig kan wees. Dat die haalstorm hulle nie skade gaan berokken nie. So, leer jou plaag ken. En as jy sien hoe dat hierdie opdrag, hierdie vooruitspelling of hierdie vroegtydige weervoorspelling wou sê, hier kom 'n vreeslike haalstorm, dan sê hy dat as iets in die veld gevind word, wat nie binnekant gebring is nie. En ek wil dit so 'n bietjie vertaal in my eie Johnny van die Kerk Bybelvertaling, en jy weet, ons mag nie byvoeg en ons mag nie ook wegneem nie, maar dit wil vir my ietsie sê van, as jy nie in die kerk is nie, is jy buitekant die kerk. As jy nie aan die gemeente behoort nie, dan wonder ek aan wie behoort jy? Aan wat behoort jy dan? As jy nie binne in die veiligheid is nie, is jy beslis in die gevaar. Jy's onveilig. Die storm gaan jou tref. En daarom as jy hierdie vergelyking kan insien, dan sal jy verstaan, op hulle sal die haal val, sodat hulle sal sterwe. En dis presies wat gebeur het. Daar was 'n klompie van die Egiptenare wat al God gevrees het op daardie stadium, en die Bybel help ons om te verstaan. Hulle die Israeliete begin dophou, en as hulle sien die Israeliete begin iets doen, en ek wil vir jou sê, die wêreld hou die kerk dop. Die wêreld hou jou dop. Die sondaar kyk na jou as 'n gelowige Christen en hy wonder, moet hy saam met jou gaan? En dan leer ons, dan verstaan ons dat dit nie saak gemaak of jy Egiptenaar was en of jy 'n Israeliet was nie, as dit in veiligheid gebring was, het dit nie gesterf nie. Wow. Is nie wonderlik om te dink dat God is lief vir alle mense? God gee om vir Israeliet en vir Egiptenaar. God wil die sondaar red, soos wat hy die gelowige sekerheid wil gee. En dit is in hierdie belewenis dat ek en jy dan nou kan 'n les leer soos wat Moses hom geleer het, en dit is dat daar's iewers 'n stukkie soeke na sekerheid. Want onthou nou, ek weet nie hoe julle weet, ek kyk nou nie meer baie nuus en weervoorspellings nie, want die meeste van die tyd is die weervoorspelling nie altyd baie akkuraat nie. Dit lyk of die sand gaan waai, of die wind gaan waai, of dit gaan nie reën nie, dit gaan reën na reën dit en dan oorstroom dit, en ek sien in Suid-Afrika het hulle nou kategorieë van waarskuwings, dat dit gaan so baie reën in die strate gaan verspoel. So, kan ek jou gou help om iets joune te maak, is dat in vooruitspraak is daar 'n sekerheidsvraag. Hoe seker kan ek wees?
Hoe seker is ek dat wat ek vanoggend by Pastoor Johnny gaan hoor in hierdie boodskap, dat ek dit kan vat as woord van God. Dat ek in die Bybelverklaring kon sê, dit is die woord van God. Dit leer my. Dit wys my iets, dit sê vir my iets. Ek gaan nie opstaan en ek gaan doen wat ek gehoor het. Die Heilige Gees wil my oortuig van iets en sê, doen dit en jy sal lewe. Nou kan jy die onsekerheid, kan jy die sekerheid probleem sien, is dat die Farao en die Egiptenare was nog nie heeltemal oortuig nie, en selfs ook die Israeliet wat getwyfel het en nie geluister het na Moses se opdrag nie, het sterf in die oë gestaar. En ek hoop jy snap wat ek vir jou wil sê, want dit bring my by hierdie plek, dat Moses moes hierdie groot diep les leer, van dat dis een ding om te hoor wat God wil en kan doen, en is 'n ander ding om aan te hou glo, dat dit sal wees. Met ander woorde, jy maak God onfeilbaar waar hy is wat hy is, en hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen, en hy sal gee, as hy gesê het hy sal gee, sal hy dit nie terughou nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is die een wat ons wil help. En nou tog, terwyl Moses gehoor het van die beloofde land, staan hy op 'n plek in sy lewe waar hy God moet smeek. En hy smeek dan ook God. En hy sê, asseblief, is dit nie moontlik dat ek kan ingaan nie. Ek wil hê jy moet vanoggend weet, dat as in die gelykenis van die 5 dwaase en die 5 wyse maagde, hulle ook by die deur aankom en klop en sê, ons wil ook ingaan, dan sê die deurwagter, gaan weg, ek ken julle nie. Smeek, 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 om te kan ingaan. Maar smeek spreek van te laat. Jy sien, die pastoor het baie mense gesmeek om kerk toe te kom, en hulle wou nie glo nie. Ja, baie keer het jy jou kind gesmeek om die Here te dien, en hulle wou nie glo nie. Hulle kon nie insien dat daar kom duisternis nie. Hulle kon nie insien dat die haalstene gaan so gevaarlik en so dodelik wees, dat hulle nie gaan oorleef nie. Hulle kon maar net nie dink dat jou storie is nou so belangrik nie. En ek wil graag die laaste boodskap vir 2025 so belangrik maak, dat as hy daar op die video kom, en iemand kyk op YouTube, of jy gaan dink weer hieroor, dat jy sal besluit, jy gaan doen wat die Here vir jou sê om te doen. Jy gaan gehoorsaam wees, en jy gaan God se stem respekteer, en jy gaan sê, ja Here, ja, hier is ek, gebruik my tot die eer. Ek kry nie een amen nie, maar ek glo, dit is waarmee God lê. So onsekerheid het 'n probleem, dit lê altyd in wat ons kan sien. Onthou jy van ongelowige Thomas? Hoe dat hy gesê het, ek sal nie glo as ek nie kan sien die merke in sy hande nie. En dan kom Jesus en hy sê iets oor my en jou. Hy sê, omdat jy gesien het, Thomas, het jy geglo. Maar salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. En dis ek en jy. Dis ons vandag. Ons het nie die merke in sy hande gesien nie, maar ons sê hy het aan die kruis gesterf. Ons was nie in Bethlehem nie, en ons was nie in die oop veld, en daar het 'n engelskaar aan ons verskyn, en ons was nie by sy groot word, en ons was nie daar by die tempel, toe die Fariseërs en die Sadduseërs verstom sit, en sê, waar kry jy hierdie kennis vandaan nie? Ja, ons was nie daar, toe Maria vir hom sê, ons het jou met angs gesoek, waarom doen jy dit? En Jesus sê, het jy nie geweet, ek moet in die dinge van my Vader wees nie? Ons was nie daar nie.
Maar ek hoop en ek bid, God, dat jy die woord van die Here glo. Laat jy die Bybel vat op leeswaarde. En laat jy sê, God is God, en hy's magtig, en hy's ewig, en daar's niemand soos hy nie. Dis in hierdie sekerheid en in hierdie veiligheid wat ons moet verstaan, dat sekerheid wil meer word as die droom self. As ek dit vir jou wil sê, wil ek hê jy moet sien, dat Farao was aanvanklik in die pla, dan sy kort, jy weet, so van 'n ander mening. Dan sê hy, nee, die volk mag nie trek nie. En dan sê Moses, maar jy stryd teen God. God gaan optree. En dan tree God op en is plaag 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot by 7, 8 verby. En dan kom dit by 9, sê die duisternis. En dit kom by die 10de plaag, die dood van die eersgeborenes. En dan dink ons, het Farao nou sy les geleer? Hoeveel drome, hoeveel gesigte, hoeveel openbarings, Farao, het jy dan nou nodig om te verstaan wie God is? Hoe magtig hierdie God is, wat ons sê, is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy sê God van Israel. Hy sê, wat het jy nog nodig? En ja, ek moet sê, ek is oortuig daarvan, dat as hierdie pla Farao nie kon laat sien nie, was daar iets wat ook met Moses gebeur het. So, kom ons dink daaraan, die wêreld sukkel om by God uit te kom. Maar ek en jy moet ywer om by God uit te kom. Ons moet werk om by die Here uit te kom. Ons moet met inspanning by God uitkom. En jy sal nou dink, hoe werk dit regtig? Is dit? Ja, verseker, want hoekom? God is heilig en hy's onaantastbaar. En hy's verhewe. En hy is hoog. So, as jy nie 'n bietjie wil jou bang wees vir hoogte, jy weet, hoogtevrees 'n bietjie wil een kant toe skuif, gaan jy nooit by die hoog uitkom nie. As jy nie jou bang vir die donker nie, dan sê die Bybel baie duidelik dat God woon in duisternis. Hy is die lig, maar hy woon in duisternis en geen duisternis kan voor hom stand hou nie, want hy is lig. So al die lig verdwyn, maar ons het 'n konsep van donker is donker en ek is bang vir die donker. En ek loop nie alleen in die gang af nie. Wie van julle was ook kinders gewees, nie? Goed, kan ek jou help om iets te verstaan? Moses moes iets leer en verstaan van wie God regtig is. Hoe God deur jou wil werk. Hoor wat sê die Bybel. Die eerste keer, en nou wil ek net voordat ek die twee rotsversies hier lees. Onthou jy dat Moses gesê het, toon my u aangesig, toe sê God vir hom, nee, niemand kan my sien bly lewe nie. Toe wat doen God? Hy sê vir Moses, staan daar in die rots. En hy sê, ek sê jou toemaak as ek verbygaan. So Moses het rotsondervindings gehad. Hy het geweet dat die rotse bewe en dis soos 'n aardbewing wat ook al het mag gewees het. Jy weet, as God opdaag en God raak teenwoordig en God kom naby aan jou en hy het verseker geweet dat 'n rots is 'n plek waar God se heerlikheid gesien en beleef kan word. En die eerste keer wat die volk kla oor water en hulle soek na water, toe kom God en hy sê vir Moses, vat jou staf en dan slaan jy die rots en dan sal daar water uitkom. En toe kom dit net so. Hy slaan die rots en dan kom water uit. En die volk het water. Maar net so voordat hulle beloofde land wil ingaan, toe het hulle weer nie water nie. En daar's 'n tweede rots. En dis die tweede teksvers wat jy daar in Numeri 20 vers 8 lees, dan kry Moses die opdrag by God. Hy sê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom en jy en jou broer Aaron en spreek julle
die rots aan voor die oë van die volk, nê. Hoor gou, ek wens ek kan lank preek, so lekker wees. Jy weet, maar dan gaan ek gou vir jou eers wil verduidelik, nê. Eers laat verstaan, as rede hoekom daar rots 1 was en daar rots 2 was. En ek gaan dit nou vir jou baie duidelik uitwys. En hoekom was God so erg gewees, laat Moses se smeek nie 'n ja gekry het nie, maar 'n nee. En laat al smeek hy. Onthou u, weet vir Esau en Jakob in die pot lensiesop, jy verkoop nie jou eersgeboorte reg nie. Sekere dinge raak jy net nooit van ontslaan nie, dis joune. God het dit aan jou gegee. Hy het dit aan jou toe vertrou. En dit is in hierdie belewenis dat as Moses die eerste keer die rots slaan, dat daar betekenis is, en dan in die tweede keer wil God hê dat hulle moet spreek. Nou die eerste keer sê die Bybel nie, hy moet vir Aaron saamvat nie, want hoekom? Aaron moet sy hakkelstem regmaak. Hy moet as Moses vashak. As Moses nou nie kan lekker nie, as hy nou weer teruggaan na sy ou paaie toe, en hy hakel weer so dat niemand hom verstaan nie, dan moet sy hakelary nou opgelos word, jy weet, en dan moet iemand wees wat namens hom praat. En dan is dit ook spreek. So verstaan jy, dit was vir Moses ook 'n groot uitdaging gewees. Dit was nie maklik nie. Ek probeer jou vanoggend oortuig om na God te soek, om met inspanning te soek, om te sê 2026 gaan ek nog meer doen, om nader aan die Here te kom, as wat ek voorheen probeer het. En as ek so gebid het, dan gaan ek so bid, en as ek so Bybel, en as ek so gepraat het, dan gaan ek so maak, want hoekom? Ek smag na God. Ek soek na sy teenwoordigheid, ek soek sy heiligheid, ek soek sy krag in my lewe, ek soek die oortuiging dat hy 'n enige ware God is, en as ek sy naam aanroep, sal hy antwoord, en hy sal met vuur uit die hemel 'n antwoord gee, as dit nodig is, want hy's God. Hy's die ewige God. Jy sien, Moses kon vir Farao sê, Farao, jy luister net eenvoudig nie, soos wat jy miskien partykeer vir jou kind wil sê, of vir iemand wil sê wat nie die Here wil dien nie. Jy luister nie, jy besef nie, dat daar die haalstene beteken dood. Jy verstaan nie, as jy nie jou bekeer nie, bly jy buitekant, en is jy nie in veiligheid nie. En dit is in hierdie soek, dat Jesus iemand ontdek, wat reg doen. En is die hoofman oor 100. As hy na Jesus toe kom, en hy sê vir Jesus, my knegt is verlam, kom asseblief, maar u hoef nie in my huis in te kom nie, spreek net 'n woord, en my diensknegt sal lewe. Verstaan jy, waar wil God hê jy moet uitkom? Hy wil by iets anders uitkom, as by worstel en slaan en stry. Hy wil by autoriteit uitkom. Spreek net 'n woord. Nou goed, nou hoop ek, kan ek dit by mekaar bring, as ek vir jou gaan probeer by mekaar bring, nê. Dit gaan alles oor wie God eintlik is. En wat God kan doen. Farao, jy moet verstaan, al jou afgode is niks werd nie. Daar's 'n God. As ek gaan na Daniël en Nebukadneser, wat op ons boekmerkie die teksvers vasvang, dan sê Daniël, daar's 'n God in die hemel, wat geheime kan openbaar maak. En hy het vir my nie net die uitlegging van die droom gegee nie, hy het vir my die droom ook gegee, want hy is die God van geheimenisse. Hy is die God wat kan. Hy is die God wat groter dinge laat kan gebeur, as wat met geweld of met inspanning kan plaasgaan. En jy gaan, en ek sal dit opvolg in die nuwe jaar, laat jy verstaan, terwyl ons met erns God soek, verstaan ons, elke tree wat ek in God se rigting gee, gee God 2 tree in my rigting.
Elke visie en broodjie wat ek aanbied, vat God en hy voed die skare daarmee. Kan ek jou help om te snap wat ek vir jou wil sê? Jy gaan met groter inspanning God moet soek en jy moet met groter beslisheid sê, ek wil by die Here uitkom, maar dit's nie jy wat dit reg kry nie, dis God wat dit laat gebeur en hy gaan dit laat gebeur, maar hy wil hê jy moet die eerste tree gee, halleluja. En is in hierdie eerste tree gee, wat as jy gaan kyk na die farao's en hoe hulle uitgebeeld was, dan sê jy sien, daar's 2 voorwerpe hier op die farao se bors uitgestal. Die een is 'n herderstaf en die ander een is 'n stok of wat noem mens nou? Sê Cassie? Nee, dis 'n ding waarmee jy slaan. Ek is nou uit my woorde uit, nee. Ja, julle is amper op pad. Julle help my preek, kom. 'n sweep. Ja, daar's nog 'n ander woordjie, nee. Goed, maar julle het dit, en ek is bly ek haak vas, dat julle dit nou behoorlik kan verstaan hè. Want hoekom? Farao was gesien as hierdie liefdevolle, ontfermende herder, wat sy volk lei. Maar Boeta, as jy oortree, dan is hy reg in sy hand. Dan slaan hy. Onthou julle hoe die volk moes stene maak? En hoe dat hulle met swepe aangedryf was? En hoe dat hulle dikwels moes met pyn en met seer te maak hê, en dan sê hulle, is dit die lewe? Nou haal God hulle uit dit uit. En daar's iets wat gebeur in Moses se lewe, wat God gebruik. En Cassie, as ek nou vergeet, dan sê jy net of my Getsemane, nee. Goed, ek het voor die tyd dit met Cassie gedeel. Ek wil hê jy moet snap, nee. God moes die mens leer wie God is. God is net goed. God is net goed. Daar's geen kwaad in God nie. Ek wil hê dit moet stil raak, maar ek wil hê jy moet dit glo. As iets nie goed is nie, was dit nie God se plan nie. Was dit nie God se idee nie. As iets skeef geloop het, draai jy nie na God toe en jy sê, hoekom doen u sulke verskriklike dinge nie? En ek wil hê jy moet snap wat ek vir jou wil sê, as ek jou help om te sien hoe dat Moses die eerste keer die rots moes slaan, want die volk wat so pas uit die slawerny uitgekom het, het niks anders te verstaan as dat Farao, as hy sy sin wil hê, dan doen hy dit met geweld. Hy doen dit met so 'n manier dat niemand dit kan weerstaan nie. Daardie rots word geslaan en toe Moses die rots slaan, toe stroom die water uit. En ek wil vir jou sê, jy kom nie by die goedheid en die guns en die genade van God uit deurdat jy worstel ten bloede of met 'n geveg nie. Jy kom met 'n ander manier daaruit. Jy kom omdat God jou liefhet. Omdat God vir jou omgee. En dit is so belangrik dat sy jaar kan afsluit om dit so te verstaan. En ek wil haastig maak om jou te help om te verstaan as Moses die tweede keer met die rots moet praat. Dan sou God volgens wat ek dink om my in staat gestel het om sonder 'n hakkelwoord vir daardie rots te sê, laat die water vloei. Maar Moses het net hierdie een manier geken. En kan ek vir jou sê, ons lewe in 'n wêreld wat net hierdie een manier ken.
As jy nie wil hoor nie, moet jy voel. Dis ons Afrikaans daai. As jy nie wil hoor nie, moet jy voel, mannetjie. Juffroukie, jy wil mos nie luister nie. My kleinkind het 'n fiets vir Kersfees gekry. En nou moet almal nou elke dag nou gaan fietsry om die blok. Toe wag ek vir vanoggend se preek, toe dink ek gaan nou vir die pa en die ma 'n openbaring gee vanoggend. Ek sien kleinkind alleen om die blok ry. Het jy nou al daai ma en pa se hart gesien krimp? Kleinkind alleen om die blok ry? Ek sien al hoe sit pa sy drone in die lug en hy vlieg so agter haar aan. Maar ek wil vir jou iets van God bring. Wie is God? Hy's net goed. Hy beplan nie enige iets wat jou skade berokken nie. Ag, ek wil nie, ek het eintlik in die voorbereiding vir myself gesê, miskien moet ek net asseblief nie Jeremia 29 vers 11 aanhaal nie, maar ek gaan dit doen, want God ken sy gedagtes, en is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis die God van 2025, en dis die God van 2026, en dis die God van al die jare wat voorlê. So Moses, waarom het jy die rots geslaan? In plaas van om met die rots te praat, dankie Cassie Getsemane, het Jesus nie ook in Getsemane op sy knieë geval en eintlik gesmeek en gesê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker net by my verbykom. En dan sê hy, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Jy sien, Moses se smeek is dieselfde smeek, maar sonder 'n Getsemane is daar nie 'n kruis of 'n Golgotha nie. Sonder 'n Moses wat nie oor Jordaan kon gaan nie, is daar vir my en vir jou nie die boodskap van dat ons moet kies, en ons moet hastig kies, as dit kom by wat ons vir God wil doen en kan doen. En dit is in hierdie wat Farao nie luister nie, wat ek wil hê jy moet weet, dat as ons teksvers sê, daardie Kersfees boodskap teksverse van my, dat Jesus sy seun gestuur het. Hy sê, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Moet lank genoeg, dankie sis, jy moet lank genoeg hier stil staan. Jy sien, Farao was nog die simbool van sag en hard gewees, maar God is net sag. God is net liefde. God is net ontferming. God is my en jou veiligheid. Ja, in die geskiedenis is dit Farao wat sê nee, en Moses wat pleit, en dit is Jesus wat aan die kruis die prys betaal. Dan vra ek vanoggend vir jou, hoe kies jy? Hoe kies jy jou droom? Hoe kies jy die toekoms wat kom? Waar gaan jou droom eindig? Sien, Moses was vir my 'n beeld gewees van nou aan om te sê, ek soek die ewige lewe. Ek soek die belofte. Ek soek die toekoms. Ek wil nie in my sonde sterf nie. Ek wil nie in my ongeregtigheid verlore gaan nie. Ek wil nie tussen twee wêrelde lewe van ja, die Here moet maar besluit of ek goed genoeg is nie. Hy het besluit, jy's goed genoeg. En daarom het hy sy seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo,
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan dit tot jou deurdring? Kan dit tot jou deurdring dat God wil jou vrymaak? Waarlik vrymaak? Ook vrymaak van hierdie eendag so, ander dag so. Een dag is God, ander dag is God nie. Ja, so vrymaak dat jy in die oggend opstaan en jy weet, hy is die rots van die eeue. En ek skuil by hom. Ek kruip weg in die veiligheid van 'n God. Kan jy verstaan hoekom toe ons die sangdiens gesing het, voel amper vir my ons moet hom oorsing, ons moet hom weer sing. En as ons kom by skuil net by U, dan weet ek hoe veilig is ek. Gaan jy toelaat dat die Farao jou vertel jy is 'n slaaf? Of gaan jy toelaat dat die Heilige Gees jou vanoggend sê, jy is veilig by hom? Al wat jy doen is, jy kies vir God se goedheid. Jy sê, hy is my belofte, hy is my redder, hy is my saligmaker. Nou ek gaan jou kans gee, terwyl ons dit nog 2 of 3 maal gaan sing, gaan ek jou kans gee om 2025 af te sluit. En om God, kan ek dit in Engels sê, to give God a clean bill of conduct. To give God a clean bill of conduct. En ek wil dit in Engels sê, dat daai klomp Engelse mense wat luister dit ook kan verstaan. Wil jy sê, God het net goed gedoen in 2025. En hy het dit vir my gedoen. Dan besluit jy, ek bly by hom. En as jy moet smeek vanoggend, het ek vir jou goeie nuus. Dis hoekom genade jou vanoggend nog hier het, om te hoor, dat jy kan vanoggend smeek, en sê, Here, vergewe my sonde, vergewe my skuld, vergewe my ongehoorsaamheid, want ek skuil net by U, o rots van die eeue, ek skuil net by U. Wie wil saam met my staan, as 'n simbool om te sê, ek kies en ek smeek vir God, skuil, ja, ek skuil net, skuil net by U, o rots van die eeue, ek skuil net by U, ja, ek skuil net, sing dit maar nog 'n keer of 2 en sê, Here, ek wil by U skuil. 2026, Jesus is my vesting. Ek wil veilig wees. Ek wil veilig wees. O rots van die eeue, ek skuil net by. Maak die boodskap vir die wêreld. Skuil net by U. Ja, dis waar jy
skuil net by, nog 'n laaste keer en skuil net. Ervaar daardie veiligheid in sy teenwoordigheid naby aan hom, by hom. Here, wat kan gebeur? U is my God. U is my God, halleluja. U is 'n goeie God. U is 'n wonderlike God.